genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, en Paulus skryf in Romeine 5 vers 18 tot 21. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, né? Dis nou Adam wat oortree het, wat in sonde geval het, Adam en Eva, so het gelei tot veroordeling van alle mense. So het een daad van gehoorsaamheid, dis ook gelei tot die vryspraak en lewe vir almal. Nee, daad van vryspraak wat Jesus vir ons gebring het deur die kruis. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, nee, deur Adam. So ook sal baie deur die gehoorsaamheid van een mens, en dis Jesus, vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Ja, ons almal word in sonde ontvang en gebore. Staan dit in die Bybel. Nee, en ons almal is sondaars. Is veroordeel. En die wet wys vir jou ook net jou sonde. Jy kan jou sonde ken uit God se wet, nee, sy woord. Maar dan is daar ook die genade, nee, wat deur die oortreding van een mens en deur die regverdiging van een mens, Jesus Christus, word ons vrygespreek. Ons lees Genesis 13. Genesis 13. Lees ons saam. Ons gaan die hele hoofstuk lees. En ek lees uit die 83 vertaling van Genesis 13. Genesis 13, ek lees vanaf vers 1. Abraham het uit Egipte na die suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings, en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Lot, wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Die land kon nie in Abraham en Lot saam se behoeftes voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel, hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook nog in die gebied gewoon. Daar het toe 'n getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou, tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liewer weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs, en as jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg. Hulle het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abraham weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre, by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Ja, hierdie Genesis 13 gaan veral oor gelowiges en hulle besittings. Nee, hoe hanteer jy jou besittings en veral as die Here jou seën of jy het 'n tekort, hoe hanteer jy dit? Ons sien hierso dat dit te veel geword, die besittings
het te veel geword vir Abraham en Lot om saam te bly. En maar nou as ons die vorige hoofstuk kyk, Genesis 12 is Abraham se roeping en Lot het saam met hom weggetrek uit sy vaderhuis uit. Maar nadat God vir Abraham geroep het, het Lot ook saam met Abraham, hulle het ongelowig geraak en hulle is Egipte toe. Nee, was hongersnood. Daar was hongersnood in die land. Genesis 12 vers 10. En toe gaan hulle Egipte toe. En ons sien eintlik Abraham is hier bietjie ongelowig as hy Egipte toe gaan, nê? Hy's bang dat die farao hom gaan doodmaak omdat Sarai hier so mooi is en hy sê nee, dit is my suster. Dis nie my vrou nie, is my suster. En toe die Here nou vir farao gestraf, slegte dinge het gekom oor hom en toe besef hy dit is Abraham se vrou. En hy sê hoekom het jy gedoen? Hy het vir Abraham gesê vat jou vrou, hoekom het jy vir my gejok? Gaan weg. En toe kom Abraham terug. En hier in Genesis 13 vernuwe Abraham weer sy verbond met die Here. Nee, in vers 4 staan daar by Ai Bethel en Ai, die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. So Abraham kom terug uit Egipte en hy in die geloof hernie hy weer sy verbond met die Here. En nou rykdom. Nou sien ons Abraham was baie geseën en ook Lot wat saam met Abraham. Natuurlik die seëninge het ook oor hom gegaan. Mens kom agter hier ook, nê, seëning is nie net vir jou nie, nê? God seën Abraham om 'n seëning te wees en dit was vir Lot ook voorspoedig gegaan om saam met Abraham te trek. Maar ons kan ook sien dat ook verkeerde goed word ook oorgedra. Vloeke, kan mens sê, word ook oorgedra. Dit is so interessant. Abraham wat hier sê Sarai is sy vrou, later lees ons dat Isak dieselfde gedoen het, nê, op 'n stadium. Het hy ook gesê, Rebekka is sy suster, nie sy vrou nie, sy suster. Soos dat Abraham gesê het, Sarai is sy suster. Verstaan jy, hoe kan seëning oorgedra word, maar ook verkeerde goed? Nee, in 'n familie kan jy sien hy patrone, hoe ook verkeerde goed oorgedra word. Weet, dronkenskap of wat ook al, egskeidings en sulke dinge. Mens lees dit so in hierdie geskiedenis van hierdie geloofs voorvaders wat ons het. Nou, rykdom. Rykdom kan 'n teken wees van God se seën. Nee, dis nie verkeerd om ryk te wees nie. God het vir Abraham so geseën, jy kan sê hy was die eerste biljoenêr in die Bybel. Nee, want hy het so baie besittings gehad. Hy het met konings onderhandel en geveg teen konings. En dit kan 'n teken wees van God se seën en goedheid. Maar as die Here jou seën, kan dit ook 'n versoeking raak, nee. Ons mense kan dit ook verander. Dit word 'n versoeking en jy word self voldaan. Jy dink ek kan dit doen. Kyk net wat het ek alles bymekaar gemaak. Maar is ook nie net baie besittings, jy ook 'n tekort aan besittings. Kan ook 'n versoeking wees. Jy begin glo wat die duiwel vir jou sê. Die Here kyk jou en hy sien jou nie raak nie. Hy het van jou vergeet en sulke dinge. Besittings kan die duiwel gebruik as 'n versoeking. En dit dra die kiem van versoekings, nê? Daar in vers 6 en 7 staan daar, Genesis 13 vers 6 en 7, die land kon nie in Abraham en Lot saam se behoeftes voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel, hulle kon nie by mekaar bly nie, daartoe getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se. Hier begin nou bekleierery. Families ook, nee, as dit kom by erf. Nee, dan sien hoor mens dit ook baie. As daar baie is om te erf. Hoe beklei hulle? Sommige so oor die graf na mekaar toe. Tydplek, ek het een keer 'n kollega van my vertel hoe die families mekaar so in die oop graf, terwyl die so met mekaar beklei het. En nou kom Abraham en Lot op 'n punt en hulle moet keuses maak. Nee, daar's 'n getwis, nou moet hulle keuses maak en uit hulle keuse sien jy wie is 'n gelowig en wie is ongelowig. Nee, gebrek aan plek is al getwis en nou moet hulle kies. En mens sien Lot se keuse, nee, die keuse wat hy gemaak het spreek van ongeloof. Maar jy sien Abraham se keuse van 'n gelowige man. Hy kies, geloof is om te kies vir God se beloftes. Net dis wat geloof beteken. Kies vir God se beloftes. Daai lied wat ons nou gesing het met was so van toepassing, nee. Dis 'n redelike nuwe lied vir ons.
maar was so van toepassing, die woorde. Nee, om geloof is om te kies vir God se beloftes. Kom ons kyk na Lot se keuse uit ongeloof, nee, hoe het hy gekies? Nou Lot is eintlik 'n baie raaiselagtige persoon. Nee, hier net na Abraham se roeping in Genesis 12, staan daar in vers 4. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Lot was Abraham se broerskind. So Abraham was Lot se oom. En Lot trek oral saam. Hy volg vir Abraham, gaan Egipte toe, kom saam terug en hy baie seëning wat hy ook ontvang, so deur Abraham. Maar hy's raaiselagtig, jy weet nie hoe staan hy ten opsigte van Jahwe, die verbondsgod. Wat glo Job? Ag, sê ek Job. Glo Lot regtig. Wat is sy verhouding met die Here? Is nie baie duidelik nie. Ten opsigte van die verbond. Maar nou begin ons Lot beter leer ken, né, deur sy keuse wat hy maak. Daar staan in Genesis 13. Eerstens, kom jy al klaar agter waaroor gaan dit vir Lot, oor homself, né, want Abraham wat eintlik sy oom is, sê jy kan eers kies en hy sê yes, ek gaan eers kies. Né? So jy kom al klaar agter wat is Lot se hartsgesindheid, né? Hy gaan eers kies. En dan staan daar, Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Swaar. Dit so volop water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So hy kies eerste, alhoewel sy oom eintlik ouer is, hy moet sy oom eerste kans gee. Hy kies eerste en hy kyk. Hy maak sy keuses op grond van wat hy kan sien, wat sy sintuie sien en proe en ruik en hoor en sulke dinge. Nee, kyk waar is die beste. Hy het rondgekyk. So hy het met sy fisiese oë gekyk. Hy het nie in die geloof gekyk nie. Hy het nie 'n geloofsblik gehad nie. Hy het net met die fisiese oë gekyk. Hy het rondgekyk en gesien. Dan hy het nie gekyk in die geloof om te sien wat daar staan in vers 13. Die inwoners van Sodom was sleg, het baie gesondig voor die Here. So hy het net gekyk na fisiese voordeel, fisiese, materiële seëning, nie na geestelike seëning nie. Dit het nie 'n rol gespeel nie. Dat daai ouens waar hy gaan bly nou, was sleg, baie gesondig voor die Here. Nee, ongelowig en hy neem sy besluit oor wat hy net sien met die fisiese oë. Hy kies slegs vir materiële seën. Omdat hy so ryk is. Nee, het die rykdom bietjie na sy kop toe gegaan. En sy vertroue en sy rykdom, hy wil dit meer maak. En hy raak selfgerig. En hy kyk, wat gaan vir my voordeel wees vir my rykdom? Om my materiële seëning nog meer te maak. Omdat hy so baie gehad het. En hy het nie gekyk vir geestelike seëning nie. En dan ook, so omdat hy keuse gemaak het, gaan vestig hy homself buite God se beloofde land, buite Kanaan. So hy het homself fisies verskuif tot buite God se verbond. God het aan Abraham Kanaan beloof. Hy gaan daar na Sodom en Gomorra toe, buite die land Kanaan, die beloofde land. Hy plaas homself buite God se verbond, omdat hy gerig is op die fisiese materiële seëning. Plaas homself buite God se seën. Ons sien hier in Lot, sien ons, wat ons kan sê, 'n meeloper van die kerk. Daar's baie mense wat meelopers is, ook in die kerk. Het gaan goed met hulle. Daar kan mense wees, nee, en kan wees hulle is in 'n kerk, in 'n gemeente, as gevolg van hulle familiebande. Nee, as gevolg van hulle afkoms en gewoontes. Ek het groot geword in die kerk en daarom hou ek maar net aan met wat ek geleer het by my ouers. Dis 'n goeie ding. Nee, maar ek's net 'n meeloper. Dis nie hy verhouding met die Here. Daai geloofsoë is nie ontwikkel nie. Dis maar hoe dit is.
Ek het baie ervaar, en ek veralgemeen nou, nê. Toe ek op Brits groot geword het, nê. Almal was in 'n kerk. Nê? As jy nie in 'n kerk is nie, mense jou skeef aangekyk. En dit gaan tot nadeel van jou besigheid wees, as jy nie in 'n kerk. As jy ouderling is, nog beter vir jou besigheid. Ek sê nie alle ouderlinge het dit gedoen vir hulle besigheid nie, maar julle hoor wat ek sê, oor die algemeen. Dit is hoe dit is. Jy moet in 'n kerk wees. Anders word jy uitgeskuif deur die gemeenskap. En baie mense so dan net vanweë dit, ek moet nou maar kerk toe gaan en dis dit, maar daai verhouding met die Here is nie daar nie. En ek word geseën, nê, om hier te wees, om hier by mekaar te wees, vir mekaar te bid en te ondersteun, nê. Dit bring seëning vir 'n mens. Ek praat vanoggend vir Ilse Marie. Ek wonder hoekom as jy nooit in 'n kerk is nie, nê, jy gaan nie kerk toe nie. Jy gaan net van die een week oor in die ander week. Daar's nooit wat jy gaan stil staan en bietjie dink, maar wat gaan aan in my lewe? Wat wil die Here hê vir my lewe? Dit wat ons nou hier doen. Nee, dit een week loop maar net oor en die ander week as ek sien dan as ek afgetree, as ek sien dan as ek siek, as ek sien dan lê ek op my sterfbed. Nee, daar's 'n seëning om deel van 'n gemeente te wees. Maar jy moenie net 'n meeloper wees nie. Jy moet 'n verhouding hê met God. En sulke meelopers, dit kom uit wanneer jy 'n meeloper is, net die ware aard wanneer jy keuses. Daar kom by krisispunte, nê, waar jy keuses moet maak. Byvoorbeeld by die werk. Sal jy opstaan vir die waarheid by die werk? Alhoewel jy weet jou baas is 'n ateïs, hy glo aan niks, of gaan doen jy maar net saam want dit is tot jou voordeel. Nee, daai keuses wys wat gaan in die hart aan. Kan jy dalk weet keuses maak die intensie en die gesindheid van jou hart bekend. Wanneer jy moet opstaan vir jou verhouding met die Here. Dit is nie jou vriende wat jy gebraai het net voor die rugby of na die rugby. Nee, dan kom dit agter as jy 'n meeloper of het jy daai verhouding met die Here. Sal jy selfs 'n keuse maak om nee te sê vir 'n bevorderingspos waar jy meer geld kan kry. Maar jy weet, dit gaan tot nadeel van jou gesin wees. Jy gaan minder tyd by jou gesin kan spandeer. Nee, jou kinders gaan, weet nie wie gaan jou kinders grootmaak nie. Nee, jy gaan pa, gaan dalk nie daar of ma selfs. Nee, wat neem jy jou keuses in die lewe? Gaan dit net oor wat se materiële voordeel? Of gaan dit oor wat sê die Here? Dat jy sal nee sê vir 'n pos, 'n hoër aanstelling. Want jy weet, dit gaan geestelik tot nadeel van jouself en van jou gesin wees byvoorbeeld. Ek onthou so jare terug, was daar so 'n advertensie gewees van hierdie jong executive, jong man, hy is nou besig om die leer te klim, sy loopbaan, en sy seun verjaar, sy seentjie kleuter verjaar, en hy hardloop na die partytjie toe, en hy gryp die kind en sê geluk, en toe sê sy vrou, verkeerde kind. Nee, onthou jy daai advertensie so jare terug, nee. Dit is net 'n uitdrukking van waaroor gaan dit, nee, dit kan so gaan oor jou werk en jou loopbaan en so, nee. Maar dit is geestelik nie goed vir jou nie. Jy kyk nie met geloofsoë nie. Ja, ook om rond te skuif, nee. Te besluit ek trek soontoe of gaan oor see of wat ook al. Dit is nie verkeerd nie, maar het jy vir die Here gevra, waar moet jy wees? Wat is die beste plek? Dit is waaroor dit gaan in alles in jou lewe. Het God gesê ja? Of gaan dit net as jy sommetjies maak, voordele, nadele en dis dit? Ja, ons sê nie Lot was ongelowig nie, want in die Nuwe Testament word daar nogal iets moois van Lot gesê. Petrus, in die tweede brief van Petrus staan daar 2 Petrus 2 vers 7 en 8, en tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Nee, so dit was 'n foltering vir Lot om daar by Sodom en Gomorra, daai gebied daar te woon. Te gesien hoe sleg dit gaan. Nee, mens beleef dit ook, nee, daai foltering. Mens kan ook dink as jy sien en jy hoor wat die politikuste en dinge, nee, dan kan dit 'n foltering wees.
Maar dit sê vir jou net hier, keuses wat jy maak, jy gaan met die gevolge saam leef. Nee. En daarom moet jy keuses maak saam met die Here. Want daar's negatiewe gevolge waarmee jy saam moet leef as jy verkeerde keuses op jou eie maak. Elke dag, Here, wat is u wil? Veral dan al groot besluite, nee, om te skuif of wat ook al, wat te doen, watter kerk en sulke goed, nee, dit moet absoluut saam met die Here wees. Want daar's gevolge. Daar is gevolge. Ons en dan sien ons baie keer Lot, die sienlike. Dit wat hy gesien het met sy oog, fisiese oë, het hom verteer, vir hom en sy gesin op verteer op die einde. En hy het hom verteer en verwoes, omdat hy rondgekyk het en gesien het, net met sy fisiese oë. Dit is nou Lot se keuse uit ongeloof. Kom ons kyk na Abraham se geloof. Sy keuse van geloof. Ons sien na die hele storie in Egipte, Abraham is 'n nuwe mens, nee, hy hernie die verbond met God hier in Genesis 13. Hy hervat weer die verbond, vers 3 en 4, en hy lewe weer uit die geloof, nee, en wat Hebreërs 11 vers 27 sê, geloof is om die onsienlike te sien. Hy kyk verder as wat net Lot kyk wat hy sien die onsienlike. Geloof is om die onsienlike te sien. Hy kies vir God se beloofde land, Kanaan, nee, wat 'n woestynland was, wat nie so mooi gelyk het soos daar Sodom en Gomorra en daai plekke nie. Hy kies vir 'n woestynland, maar dis God se belofte aan hom. Net dis wat geloof is, om te kies vir God se beloftes in sy woord vir ons. Hy kies vir die woestynland. Genesis 12, met sy roeping, het die Here al vir hom gesê, Genesis 12 vers 5 tot 7, nadat hulle in Kanaan aangekom het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het Kanaaniete die land bewoon, toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarom kies hy ook weer hier in Genesis 13 vir die land Kanaan, sy woestynland. Genesis 13 vers 12. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. So Abraham kies vir God se belofte. Al is dit 'n woestynland, net dis wat geloof is, God se belofte aan my, sy woord. Nie net wat jy sien, jou omstandighede nie. En ons weet, God, nee, alles behoort aan hom. En hy kan 'n ding net so draai en verander. Die profeet Jesaja sê, God kan die woestyn in 'n rietvlei verander. En Abraham het geweet. Jesaja 41 vers 27, die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek, die Here, sal hulle gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in rietvlei verander, dorland en fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders daar laat groei, doringbome, mirte en olyfbome. Ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei en saam met die platane en denne. Dan sal die mense sien en erken. Almal sal begryp en insien dat die Here dit gedoen het, die Heilige van Israel dit geskep het. Ek was nog nie in Israel gewees nie, maar ek hoor net dat die mense sê, Israel produseer soveel dinge, net vandag nog. Hoe Here daai woestynland verander, want hy's getrou aan sy beloftes. En nee, Pieter en Ankie, julle was mos nou onlangs daar gewees, of nou nie so onlangs nie, maar hulle produseer. Nee? Ek het nou dag gesien in een van die, dink by Pick n Pay of so, verkoop hulle komkommers wat in Israel verbou is. Komkommertjies en sulke goeders, nee? Dit is wat die Here, niks is vir hom onmoontlik nie. Hy kan jou woestyngebied in 'n rietvlei verander, net so. Hy is nie afhanklik, God is nie afhanklik van jou omstandighede nie. Al dink jy's in hierdie slegte omstandighede, kan nooit daar uitkom nie. Is jy getrou aan God se beloftes? Dis die vraag. Want hy kan dinge net so verander. Elkeen van ons se woestyn kan hy net so verander. En eintlik slegte omstandighede, nee, my woestyngebied.
bied meer ruimte vir God se seën. Mense kan meer sien, dit moet God wees wat dit gedoen het, wanneer in my slegte omstandighede. En God meer geëer word. In goeie omstandighede doen almal goed, nee? Maar in slegte omstandighede kan God se seën soveel meer uitstaan. So in jou slegste omstandighede, jou woestyngebied, kan God gebruik dat hy geëer en geprys word. En God beloon Abraham se geloofsbesluit met meer beloftes. In vers 14 en 17 staan daar, God beloon, omdat Abraham daai beloftes, daai keuse gemaak het op grond van God se beloftes in die Kanaan gebly het, gee die Here van verdere beloftes, hy word nog meer. Kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak, soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Regte besluite word beloon met meer en meer. Die Here sê mos die wat het gaan nog meer kry en die wat minder het sal nog minder kry, nê? Maar dan moet jy regte besluite neem op grond van God se beloftes in die geloof. En so het Abraham dan in Genesis 14 veg hy teen 'n koalisie van 4 konings, hy oorwin hulle en hy bevry sy broerskind Lot wat weggevoer is. Hy bevry hulle en dan lees ons in Genesis 14 dat selfs die koning van Sodom kom en bewys hulde aan Abraham en ook Melchisedek, koning Melchisedek, die koning van Salem, kom en bewys hulde. Konings kom bewys hulde aan Abraham. Omdat hy deur die geloof besluite neem volgens God se beloftes. Gee die Here meer autoriteit. Dit kan fisiese seëninge wees, maar dit kan ook geestelike seëning wees. Jy het meer autoriteit. En dan wandel jy nog meer in die geloof, en dan is dit meer en meer beleef jy God se hande werk in en deur jou. Maar jy besluit neem, dan begin dit. Dit is soos 'n sneeubal, dit word net meer en meer. Jy het meer autoriteit. Daarom, Jesus het ook gesê, Matteus 6 vers 33, ons ken dit almal daai gedeelte, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Dit is so. In my lewe het ek ook so beleef, ons het, daar's klomp getuienisse wat ek kan vertel. Ek onthou maar net op 'n stadium, toe Ilse Marie nog gewerk het, en sy het 'n baie goeie pos in die weermag gehad in Pretoria. Maar dan moet sy nou heeldag ry heen en weer en terug. En die kinders, as sy by die huis kom, met die kinders so om haar voete gekrul, sy so geloop met hulle, so om haar bene. En toe het ons net besef, en ons gebid daaroor, en vir Here gevra, Here, dat sy ophou werk, Ilse Marie. Maar waar gaan die geld vandaan kom? Dus, ons het dubbele salaris gehad. Maar ons het gevoel, dis wat die Here ons lei. En God was getrou, hy het voorsien. En Ilse Marie het bedank, en die Here het voorsien. Deur al die jare het hy voorsien. Op 'n stadium ook, hier by Bergbron ook, en dalk het julle dit nou al gehoor ook, maar op 'n stadium het deur 'n regtig moeilike tyd gegaan. Waar salarisse gesny is en alles minder. En toe kry ek 'n beroep op daai stadium na 'n ander gemeente toe, wat volle traktement betaal en alles klink reg en goed. Maar ook gebed, die Here gewys nee. En hoeveel seëninge sou ek uitgemis het, as ek nou terugdink daaraan. Die oorwinnaarsbediening waar ons bedien oor kerk en taalgrense heen in die koninkryk. As ek dan gegaan het. Die Here het soveel seëning gegee. In die week het ek en Celeste weer die evangelis by Good News Community Church 'n afspraak gehad. Hy het by ons uitgekom, hy het vir Linden gevra, het hulle finansiële kursus, en toe het Jakob gesê, ons bied 'n finansiële kursus aan, en toe vra hy vir sy finansiële kursus daar kan kom aanbied. Toe sê ek, ja, maar as 'n hele strategie, dan jy begin eintlik met die victory, die oorwinnaars en verder. En ons het daar gewees, en hy is so opgewonde, dat ons die victory daar moet aanbied, dit is oor die naweek van 9 en 10,
Augustus gaan ons die Victory daar aanbied, daar in Braamfontein, is die beplanning, Here se wil is, en dan paar weke later ook die finansiële seminaar daar, wat hulle wil. Hy praat ook van uitreik, hulle het 'n kerkplanting waar hulle dit ook wil gebruik. Soveel seëninge, nee, om in die koninkryk te bedien. Nie net in 'n gemeente nie, maar weier, en hoe die Here ook Bergbron gebruik, en ek sien uit na volgende Sondag, waar ons gaan kom en terugvoer gee, hoe die Here die diensgroepe in die gemeente gebruik, die dankbaarheidsfees. Nee, om net te hoor, want daar gebeur baie goed. Net aan die Here die eer te gee. Nee, besluite. Besluite deur die geloof neem. Wat is God se belofte aan my? Daar is ook ander besluite wat ek seker ook kan noem, waar ek nie God se belofte gevolg het nie. Maar jy dra die konsekwensies. Nee, jy beleef dit. Ek wil amper sê, dit is nou nie heeltemal nie, ander klink dit soos positive believing, nee, maar mens word baie keer dit wat jy glo. Nee, jy manifesteer dit wat jy glo. Ek lees in 'n boek en ek vertel van Nick. Nou Nick was 'n goeie werker. Hy is nou aan Amerika. Hy was 'n goeie werker, betroubare ou, hy het sy werk goed gedoen, maar Nick het 'n probleem gehad. Hy was 'n baie negatiewe, pessimistiese mens. Jy weet mos, jy ken mos daai mense. Jy kom en vertel wat die Here doen in jou lewe, dan sê jy persoon, is dit nie omdat dit en dit dalk nie? Weet, en dan voel jy, okay, dit is nie die Here nie, sê maar dit en dit, my besluit of wat ook al. Nee, nou Nick was so tipe ou, nee, wat elke keer logies die ding wil uitsorteer. Nou Nick, hy het op die spoorweë gewerk, en een middag het hy daar 'n trok ingekom, 'n treintrok, 'n koeltrok, waar hy gewerk het wat gebreek het, en hulle moet hom regmaak, en almal het vroeër daai middag, spesifieke somersmiddag vroeër afgekry, want een van die voormanne het verjaar, en almal toe vroeër afgekry, maar Nick het homself per ongeluk toegesluit in hierdie koeltrok, van hierdie treinkoeltrok. En Nick het toe begin paniek. Hy kyk na die omstandighede, sien nie om, hy het geskree en geklap in die kante, maar die mense was almal huis toe. En Nick het toe gedink, maar hy is besig, as hy hier moet oornag, hy gaan vries, paar grade onder vriespunt. En hy het selfs 'n papier gekry en begin 'n brief skryf en vertel hoe koud dit word, en hy begin bewe, en dit word erger, en sy vingers begin lam word, en alles word lam, en hoe sleg, hoe koud, en hy begin bewe en alles. En die volgende oggend het hulle vir Nick gekry, dat hy dood is, hy het in die hoekie van die koeltrok gelê, waar hy toe oorlede is. En die nadoodse ondersoek het ook gewys hy dood gevries. Maar wat so snaaks is, die verkoelingseenheid was nie aangeskakel nie. Dit was in elk geval stikkend geweest. En Nick het verkleim in 'n paar grade onderkant kamertemperatuur, het hy verkleim. Nee, dit wys net hoe sterk as jy glo, nee, en hy is toe oorlede. Vanweë hy die vrees wat hy gehad het. Is nie oorlede. Nou, draai dit om positief. Wie aanbid ons? Ons aanbid die almagtige God. Niks is vir hom onmoontlik nie. Wat sê hy oor jou lewe? Nee, hy sê, dat Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het die lewe gebring en die lewe in oorvloed vir julle. Nee, dis wat God sê, hy het vir jou die lewe gebring, Jesus, die lewe van oorvloed. Efesiërs 1 vers 5 staan, in Christus is jy God se gunsteling. Efesiërs 1 vers 3, jy ontvang al die seëninge van die Gees. In Deuteronomium 28 vers 13 sê die Here, hy maak jou die kop, nie die stert nie, hy laat jou bo, jy's bo, jy's nie onder nie. Romeine 8 vers 37, jy is oorwinnaar, jy's meer as oorwinnaar, deur God wat vir jou lief is. Nee, ons kan soveel, jy's tot alles in staat, Filippense 4 vers 13, daar is soveel beloftes in God se woord, wat jy moet vat, en jou eie maak. Luther het ook gesê, God is nie 'n bedelmonnik nie. Nee?
so moenie dink net aan oorlewing nie. Baie keer dink ons moet net oorleef. Maar wat beteken oorleef? Jy bly dieselfde wat jy is. Daar's geen groei, verandering nie. Jy survive net. God seën jou sodat jy kan groei. Ja, jy kan groei selfs in materiële besittings sodat jy seëning kan wees vir sy koninkryk ook. Jy voorsien soos 'n koning vir koninkrykswerk, maar God seën jou ook dat jy kan groei, geestelik kan groei. Dat sy beeld net duideliker kan word in jou lewe. Moenie 'n oorlewingsmentaliteit hê nie. Vat dat God sê ek seën jou sodat jy seëning kan wees. God se beste is nie oorlewing nie, is groei. Groei. Dis God se beste vir jou lewe. Maar nou kan jy sê, maar hoekom baie van ons groei nie, nê? Of baie van ons omstandighede verander nie. Ek is in hierdie woestyngebied en dit bly. Maar is baie keer omdat ek hy beloftes vat nie. Ek het 'n oorlewingsmentaliteit. Dis wat noem ons daai is een ding, is how good it gets, nê? Dit is wat dit maar is. Nee, dit wat Gert ook ons nou laas Sondag gesê het. As good as it gets. Dis nou dit. As jy daai gesindheid het, nee, kan die Here nie in en deur jou werk nie, dan sê maar 'n meeloper. Dan het jy verwagting wat die Here kan doen nie, in en deur jou nie. Kyk verby die omstandighede. Kyk na God raak. Nee, verwag God se seën en groei in jou lewe. Verwag dit. Dis geloof. Verwag God se seën en groei in jou lewe. Dan kan jy sê, maar jy weet nie waartoe ek is nie. Ja, maar jy's daardeur met God se genade. Ja, maar hoe gaan God my omstandighede verander? Kyk na die ekonomie. Kyk na die werkloosheidssyfer. Kyk na die tariewe wat nou ingestel gaan word, wat Trump ingestel het. Hoe gaan God dit verander? In die Bybel staan ons moet soos kinders wees. En ek onthou toe my kinders klein was, as hulle na my toe kom en hulle raak nog groot sê, papa, ek soek 'n fiets. Dan het hulle nie gewonder, hoe gaan my pa dit nou doen? Hoe gaan hy vir my 'n fiets kry? Waar moet hy gaan? Hy moet seker daar 'n bietjie geld spaar, bietjie minder ry of wat ook. Nie daaroor ge-worry nie. Papa, ek soek 'n fiets. Ek sal die plan maak. En God is ons Vader. Moenie dink, hoe gaan God dit doen? Kyk nie omstandighede, kyk die ekonomie en al daai. Hy is my papa. Hy sal vir my gee wat nodig is. Nie alles wat ek vra nie, maar wat nodig is. En God kan selfs vir jou 'n vliegtuig gee as dit nodig is, 'n deel van sy plan is. Nee, niks is vir God onmoontlik nie. Moenie dink hoe dit probeer plannetjies maak vir God hoe hy dit moet doen nie. Vra vir hom wat sy wil. Vra vir die Here, wat wil U deur my doen? Wat is U beloftes aan my? En neem besluite volgens daai beloftes wat die Here aan jou gee. Maar onthou, beloftes mos nou nog nie werklikheid nie, want anders is mos nie geloof nie. Nee, staan op hy beloftes. Neem besluite volgens God se beloftes. En hy sal voorsien wat jy nodig het. En weet jy wat ek al agterkom? God voorsien meer as wat jy nodig het. Hy gee nog meer, oorvloediglik. As jy fokus op jou omstandighede, dan word jy ondankbaar. Dit is maar net so. Nee, dan sien jy nie wat God vir jou gee nie. Probleme, fokus op probleme lei tot ondankbaarheid. Fokus op God se beloftes. En God word nie geskit. Sy bronne en dinge word nie minder, sy krag nie minder oor wat mense hier op aarde besluit en selfs die president van Amerika besluit nie. God se wankel nie nou daar sy koninkryk in die hemel, sy troon nie. Alles behoort aan hom. Hy gebruik al hierdie konings. Hy gebruik selfs ongelowiges. Kores, die koning van Kores, net Kores in die Ou Testament het gesê volk moet teruggaan. Dis 'n ongelowige koning. Nee, Kores, dink Kores was 'n ou gewees uit Persië, nee, wat nou wat is dit nou? Iran. Iranse mense het gesê Israel gaan terug. Nee? Verstaan jy, niks is vir die Here onmoontlik nie. Hy verander 'n woestynveld in 'n fonteinveld. Maar dan moet jy verwagting hê. En dan moet jy vra vir die Here se beloftes. En dan neem jy jou besluite volgens God se beloftes
aan jou. En moenie dink jy's te oud, God se beloftes het opgehou nie. As jy nog asemhaal, het God beloftes vir jou. Het hy nog 'n plan en doel met jou lewe. Nee. Daar moes baie gesê om Willie, julle onthou mos om Willie, nee, hy het gesê, jy nie retire nie, jy refire. Nee, laat ons dit lewe. God is nie klaar met jou nie, nie klaar met my nie. Hy het nog 'n plan en doel. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie Here, dat U is ons bron, en as ons bron oukei is, dan is ons oukei. En Here, U is in beheer. U het 'n raadsplan. U wil ons gebruik. En Vader, ek vra, deur die Gees, kom haal daai oorlewingsmentaliteit uit ons harte uit. En dat ons, Here, 'n verwagting sal hê. Verwagting van groei, van 'n skepingsdoel, van 'n roeping. Here, dat ons sal weet ook, en dit sal verwag ook, Jesus het die lewe gebring, en die lewe in oorvloed. En daai lewe in oorvloed is 'n lewe voor U, en saam met U gaan ons die toekoms in. Here, watter groter geskenk? Daar's nie 'n groter geskenk as dit nie. Loof en prys en dankie in Jesus se kosbare naam. Amen. En die Here stuur jou hier uit met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.